Goeiemôre dan, dit is 7 Junie 2025, lesing 295 van die Groot Johannes Evangelie boek 2. Ag, ek dink julle is al verveeld dat ek elke keer die opskrif herhaal, maar wanneer die goed geplaas word en word oor 2 of 3 jaar gelees of geluister, dan weet mense dan wat hulle voor hulle het. Ons is nou by hoofstuk 200 van boek 2, en dit gaan nog steeds oor die gesprek tussen Jara en Josua, wat ons dan gesien het dat Jara hom ver voor is, omdat sy Yeshua so oneindig lief het, en wat dan vir ons 'n aansporing moet wees aan die einde van die tyd. Dit nie dat ons meer kennis moet kry nie, dat ons meer moet studeer nie, maar dat ons meer liefde moet hê vir Yeshua en ons naaste. Want 'n dag is naaste liefde werke kan oneindige dinge vir jou beteken, waar baie dae se studie nie 'n naaste by dit sal bring nie. En dit het ek werklik ook al ervaar, dat wanneer jy met die liefde besig is, kom gedagtes by jou op, wat jy nie weet waar dit vandaan kom. Of soos die Bybel sê, die wind waai waar hy wil, en jy weet nie waar hy vandaan kom nie. Die wind is die Gees. En dan skielik het jy 'n begrip, en jy weet dadelik dat hierdie begrip is waarheid. Niemand hoef dit vir jou te sê nie. Dit is so onomwonde en so duidelik waarheid. En dan is dit hy wat deur sy Gees met jou werk. Maar kan nie werk as ons nie in die liefde is nie. Toe Josua by Jara aankom, hy het nou langs haar gaan sit, steek hy sy hand uit en sê, wees nie kwaad vir my nie, liewe Jara, weet jy, ek kon tog onmoontlik geweet het, dat jy as kind van nauweliks 15 jaar, 'n groter wysheid besit, as alle wyses, wat voor ons op die aarde geleef het. Maar daarby vra ek jou nou tog ook, om my van baie van jou verborge wysheid te onthul. En Jara sê, en jy van joune, want jy weet ook baie, wat vir my nog onbekend sal wees. Hier het ek 'n paar verse uitgesny, dis nou maar net 'n gesprek tussen die twee, wat nie eintlik lering is nie, maar vers 6 gaan ons aan. Nou kry Jara die opdrag om te praat. Nou in die naam van my meester dan, omdat jy dit kennelik nie anders wil nie, sal ek jou maar dadelik 'n vraag stel. Sê my dan maar, waarom Elohim die meester, wat die hoogste liefde en wysheid is, dit veral in hierdie tyd toelaat, dat in name die sogenaamde dienaars van Elohim, en die bevoorregte bringers van die woord van Elohim, dit is nou ook in ons tyd, die sogenaamde dienaars, dit praat hy nou van dominees en pastore, nie almal nie, maar van die wat sogenaamd sy woord bring, maar nie werklik nie. Hulle bring die woord van hulle kweekskole. Juist die mees gewetenlose, die slegste, arrogantste en heersigtigste mense is, wat sonder enige gewete, meestal heimlik, ongestraf die skandelikste dade uitvoer. Waarom het hulle geen vrees vir Elohim, wie se mag en glansrykheid hulle tog vir alle mense, tydens die prachtigste seremoniële praal, met oormatige luide stem verkondig? Kyk, dit is 'n baie belangrike vraag vir ons huidige tyd. En ook 'n belangrike vraag vir ons huidige tyd, 2000 jaar later. En dit is werklik so, ek sê nie dat elke ou al hierdie eienskappe het nie, maar hulle is gewetenloos, hulle is sleg, hulle werk net basies 1 uur 'n week op 'n Sondag, verder doen hulle niks. Almal moet hulle dan finansier. Die arrogantste probeer om met iemand te redeneer wat 'n predikant is, of 'n pastoor. In die meeste gevalle word jy afgejag. Waar het jy gestudeer? Wat se teologiese agtergrond het jy? En dan luister hy nie verder vir jou nie. En heersigtig. En dit sien ons veral in die Romeinse kerk, die heersigtigheid van daai draers van die mantels.
Maar in Amerika is dit seker ook nou die toppunt bereik, dat hulle nou van hierdie klomp evangelists, televisie evangelists, telemarketers. Ja, hulle is telemarketers, jy is reg. Van hulle is nou gearresteer en hulle gaan vir lang tye tronk toe. As ek dit nie mis het nie, is die een se naam Kenneth Copeland. 100%. En die ander ene is Joel Osteen. Dis almal wat met die woord in die hand die Bybel loop en mense kampdag by God kry. Hulle is die sogenaamde dienaars. Wat net eintlik vir my verbasend is dat die mense is maar geneig na heersigtigheid, slegtigheid en al hierdie gewetenloosheid wat hy van praat. Maar wat vir my die ergste is, dat mense gaan na sulke byeenkomste toe en hulle sien nie deur hierdie ouens se snerp nie. Dit sê vir jou watter vlak van wêreldsheid in mense heers. Daar is geen spoortjie meer van geestelikheid nie. Want as jy net 'n bietjie 'n sonstoffie geestelikheid in jou gehad het, sou jy nie al daai pragt en praal, sou jou nie geraak het en gedink het dat dit is Vader wat hier praat deur hierdie man nie. Want dit gaan oor voorspoed teologie. Dit gaan oor geld. Gee soveel vir die kerk en ek waarborg jou binne 'n week sal jy 1000 maal dit terugkry. En dan raai wat? Jy kry dit terug. Nou wie's nou agter hierdie ou? Definitief nie Vader nie. Want die laaste ding wat Vader die mens op aarde wil gee wat hom lief het, is geld en mag. Want meeste van ons, feitelik almal van ons kan dit nie hanteer nie. Nou kom hierdie ouens, hulle word skat ryk. En hulle leer die mense om heeltyd net op materiële dinge te fokus. En die geestelike dinge kry nou geen enige tyd van die mens nie. En dan wanneer hierdie mens sterf, in watter leë ruimte gaan hy nie in nie, watter duisternis gaan hy nie in nie. En dit is die Vader se bruid aan die eindtyd se werk, om daai mense in te lig, dat hulle is by absolute rowers. Hierdie mense is siele rowers. Hulle preek vir jou donder en bliksem van die kansel af, oor hoe jy nie met God moet speel nie, en hoe groot en vreesagtig jy vir hom moet wees. Hoe groot hy is en hoe vreesagtig jy vir hom moet wees. Maar hulle vrees om niks. Want hulle lieg. Openlik. En hulle weet hulle lieg. Ek het in 'n vorige lesing gesê, dat moenie dink hier in Suid-Afrika is in hierdie hoë ordes enigstens beter nie. Hulle steek dit net weg. Want hulle weet wat is die geaardheid van hulle gehoor. En hulle speel vir die gehoor. Hulle weet ons boerevolk is nou maar 'n konservatiewe, rustige en 'n baie heilige houding wanneer hulle in kerk kom. So hulle sal nie rondspring met daai goed nie. Maar die leuns is nie minder nie. Dis net baie fyner ingestel. En ek het dit genoem dat daar van die NG Kerk, en ek noem dit by name, se topleiers, baie vername man wat hier was, dat hulle verband gehou het met kinders wat verdwyn het, en offers wat gebring is in 'n plaas in Oos-Transvaal. Ek het dit genoem. Ek het eerstehandse kennis gehad van die polisieondersoekbeampte, maar hy is gestop om alles verder te ondersoek. En hulle het ander ouens gekry en die ding het net doodgeloop. Terwyl die regering se nasionale intelligensie ook betrokke was. En ons weet, wat is die ou se naam wat die kinders so gesteel het? Van Rooyen. Ja. Hy en Joey Haroff, die twee het gewerk vir nasionale intelligensie en hulle het vir die staat en vir die teologiese heerskappy van hierdie land het hulle die goed gedoen. So hierdie goed is nie vreemd in ons land nie. Ons sal op ons rug val as ons weet wat hierdie mense agter geslote deure aanvang. En ook die politici. Want al hierdie ouens is in geheime organisasies. Alle geheime organisasies word deur Satan beheer en Satan vereis offers.
Hy vereis bloedoffers. In die lae ordes kan jy nog 'n kat vir hom bring en hom slag. Maar wanneer jy hoër wil gaan, dan soek hy die bloed van 'n mens. En die hoogste bloedoffer wat jy kan bring, is 'n blanke dogtertjie. Dit is hoe dit werk. En dan kan jy hoër op in sy ordes gaan. En van hierdie ouens is in baie hoë ordes. So vir jou vraag is, wat het hy gedoen om daar te kom? Maar omdat die mens nie oor hierdie goed ingelig word nie, dis hoekom dit geheime organisasies genoem word. Maar die Bybel praat daarvan. In die boek Openbaring 17 en 18 sê hy, Babylon, verborgenheid, geheimenisse, moeder van alle hoere. En haar hand is vol gruwels. Dan praat hy van die geheime organisasies op hierdie aarde, wat tallose is. Jy moet nie dink die broederbond is uitgesluit nie. Dit is net so erg. En die vrymesselary. En dan is daar ander een in Engels, Brotherhood. En dan is daar die Rose Kruisers. En, so kan ek hulle noem. Bilderbergs. Order of the L. Order of dit, Order of dat. En dan uiteindelik die Illuminati. Wat ook nie eintlik die hoogste orde is nie. Daar is nog ander Satans kinders wat agter hulle sit. 13 families. Ja, 13 Satans saatlyn families. Vers 12 sê dan, Joshua, sekerlik, as Jara dit nie sou kon nie, maar ek glo dat sy, as sy goed sal nadink, die spyker sê maar met die eerste slag op die kop sal slaan. Probeer dit, liewe Jara, en toon daardeur dat ek in Genesaret nie verniet 'n tuintjie vir jou aangelê het nie. As julle kan terugdink, is Joshua het gekuier by hulle vir 'n hele paar dae, en hulle het meer oor praktiese sake gepraat, en hy het vir haar 'n tuintjie aangelê. Omdat Joshua niks doen wat nie 'n geestelike betekenis het nie, het hy vir klein Jara gesê, gaan nou na jou tuintjie, om die antwoord te kry, hoekom God al hierdie goed toelaat op hierdie aarde. Al hierdie kinders wat nou geslag word, vir hulle bloed, vir adrenokroom, al die slawerny wat plaasvind, al die kontak wat tussen die demoniese realm plaasvind via hulle vleiende voorwerpe, honderde duisende mense wat jaarliks wegraak, wat opgeneem word in hierdie laboratoriums, waar skandelike proewe op hulle gedoen word, en waar die regerings van die wêreld almal bewus is daarvan. Hoekom laat Vader hierdie goed toe? Nou die antwoord lê nou in Jara se tuinverhaal. En toe kom elke mens wat hier sit vanmôre of luister, wanneer jy weer in jou tuin kom, moenie net daar goed plant en onkruid uittrek en nie kyk nie as wanneer jy nat maak en kompos gooi nie. Dink, wat doen jy aan jou eie innerlike tuin? Hoofstuk 201. Toe Jara dit hoor, neem sy 'n egte redenaarshouding aan en sê, goed dan, die tuintjie is vol van die seën van bo, en ek sal graag my kinderlike vleit, wat ek natuurlik sedert 'n paar dae gelede daarop losgelaat het, hier ten bate van almal beskryf. Materiële wins het die klein tuintjie weliswaar nog weinig opgelewer, wat egter in die tyd van sy bestaan ook nie verlang sou kon word nie, want dit is te vroeg. Maar ondanks dit, het die tuintjie my al 'n des te groter geestelike wins besorg. Ja, die tuintjie is vir my 'n regte boek vol diepe wysheid, en ek het daaruit in 'n paar dae al baie meer geleer, as wat Salomo my in al sy wysheid kon geopenbaar het. So het dan ook die antwoord op my vraag, wat vroeër aan Josua gestel was, jy's 'n paar dae gelede in hierdie tuintjie skitterend aan die lig gekom, en is nou my volle, deur die Meester self gegewe eiendom. Want as ek die volledige antwoord nie geken het nie, sou ek regtig nooit die vraag gestel het nie, hopende op die blinde geluk dat iemand 'n antwoord sou weet, waardeur ek dit dan ook sou kon verstaan. So wat sy hier sê is, sy het hierdie vraag aan Josua en die ander mense wat daar sit gevra, omdat sy alreeds die antwoord gekry het, toe sy na tuin gewerk het. Vers 3, o, ek ken die absolute regte antwoord, en dit geld nie net vir nou nie, maar dit sal vir alle tye geld.
sodat Elohim se woord ergens aanwesig is, en daar op hierdie liewe moeder aarde priesterkaste is wat hulle die meeste daarmee besig hou. Die antwoord op die vraag wat deur my aan die liewe Josua gegee is as volg. Ek lê tuis verskillende edele en goeie vrugtesade in die vette aarde van my tuintjie. Enkel is daarvan ontkiem al die volgende dag, en op die tweede dag staan die lote al ongeveer 4 vingers hoog bo die grond. En meisie, en ek sekerlik dan ook, is altyd baie nuuskierig, en sodoende dryf my onversadigbare nuuskierigheid my daartoe om ten minste by 'n paar gou opgekomde ontkiemdes te kyk, wat daar eintlik van die saad oorbly, as daar al sulke forse lote uit die aarde tevoorskyn kom. Ek grawe daarom 'n paar uit en bekyk alles baie noukeurig en opmerksaam. En kyk, soos wat 'n mens in Latyn sou sê, sapient posu sufficient, 'n wyse verstaan gou. Ek vind die saad verrot en die grond daaromheen vermeng met vrot skimmel. Uit hierdie graf ontsprei die tere plantjie, en van die saadkorrel was, soos reeds gesê, niks meer oor nie, as net iets van die harde skil wat die saad van buite omhul het, en wat moeiliker verrot. Elke mens wat boontjies, pampoen, enige plant, pitte in die grond gedruk het, sal hierdie ervaring kry, dat die ding is vrot, die saad wat daar was is nie meer daar nie, hy is heeltemal pap, daar is net 'n omhulsel. Behalwe hierdie merkwaardige verskynsel, vind ek egter ook, dat 'n aantal nie ontkiemde saadkorrels, jammerlik genoeg heeltemal deur die vrotskimmel verteer was, en daarby was daar natuurlik niks meer te vind, waaruit 'n moontlike vrugkiem kon groot word nie. Dit kry ons ook, vir alle saad 'n bietjie oud is, dan kom hy nie altyd elke pit op nie. Dit ontgaan my skerp oë egter nie, dat, juis bo die sulkes, naamlik die algeheel verrotte saadkorrels, baie klein en tere plantjies te siene was, wat uit die aarde opkom, en met die goeie en edele ontkiemdes nie die geringste ooreenkoms getoon het nie. So wat sien ons hier? Onkruid. Dis wat sy daar sien. Sy het dit nie gesaai nie. Aha, dink ek, dis wat dit is. Hierdie valse ontkiemdes is seker ook 'n produk van die goeie saadkorrels, wat in die vet aarde gelê is. Maar die hongerige aarde het haar daarmee slegs maar versadig, en laat nie toe dat die egte goeie kiem ontkiem nie. Maar wat het sy uiteindelik daaraan? In die plek van die een enkele kiem skiet 30 onedeles omhoog, en onttrek so van die aarde 100 keer meer van die vette voedingsstowwe, as wat een goeie plantjie sou gedoen het. Want alles wat goed en edel is ook met weinig tevrede, soos wat hierdie ook is. Goud hoef nie soos lood altyd gepoets te word om te blink nie. Eenmaal goed gepoets, bly dit honderde jare blink. 'n Wynstok bring op die slegste bodem vrugte voort, maar dussels en dorings soek meestal die beste grond op. Die goeie en edele huisdiere is selde vraatsigtig, terwyl 'n wolf, 'n hyena en soortgelyke diere dag en nag net sou wou vreet. So is die egte edele en goeie mens matig, terwyl die slegte donker wêreldse mens met niks tevrede is nie. As mens om 100.000 pond goud sou gee, sal hy daarna sekerlik na niks anders verlang, as om dit so gou as moontlik te verdubbel, en dit sal hom heeltemal niks kon skeel, of alle ander mense van armoede verhonger nie. Hebsug maak steeds hebsugtiger. En dit is lesse wat ons, as jy jou oë oop het in die lewe, dan sal jy kan getuig dat dit werklik so is. 'n Ou wat baie geld het baie geld omdat hy baie synig is. En hy wil net meer en meer geld hê. 'n Mens wat geld reg gebruik die geld ten bate van sy naaste. Want geld is nie altyd die groot probleem nie. Die liefde vir geld is die probleem.
Maar dit is die eienskap van hebsugtige mense. Hulle is baie, baie vraatsigtig. In Afrikaans het ons 'n woord, hulle is vrekke. Vrekkerig. Kyk, die aarde van my tuintjie was dus ten dele onedel en dood, en wou haarself vet mes met my edele saadkorrels wat ek daarin gelê het. Maar wat is die wrange gevolg? Wel, sy moet nou in steede van een edele beskeie plantjie 100 vraatsigtige onedeles voed. En soos wat dit met die dom, dooie en selfsugtige grond gaan, so gaan dit ook met die mense op aarde wat hulle hier al 'n hemel vol salige genietinge wil skep. Einde ten laaste moet hulle almal hulle moeitevolle versamelde voorraad tog loslaat, en honderde ander verbras dit dan op 'n dikwels baie liderlike manier. Dit is as voorbeeld bedoel vir my komende volledige antwoord op my vraag. Prent hierdie beeld baie diep in die gemoed in, dan sal u die antwoord haas van self vind. Almal dink dan daaroor na en bly hulle verbaas oor die groot wysheid van die meisie wat maar 12 jaar oud is, verby. Toepassing van die gelykenis van Jara, hoofstuk 202. Maar die meisie wend daar intussen tot Josua en vra hom baie vriendelik: "En aardige edele buurman, skyn die regte lig al in jou hart?" Dan sê die seun: "Wonderlike wyse Jara, dit is vir my asof ek iets waarneem, soos deur 'n voor die gesig gehoude doek. Maar van enige duidelikheid is daar nog lank geen sprake nie. Belig die saak dus maar verder, want ek hang aan jou lippe. Hierdie onderwerp is te belangrik om ook maar een woord te mis. En daarvan skyn ook almal aan die tafel en alle omstanders diep oortuig te wees, want hulle wag met sigbare gretigheid angsvallig op die vervolg. Antwoord dus maar tot die einde toe." Na hierdie woorde begin Jara met die vervolg van haar toespraak en sê: "As u die beeld oor die natuur, wat ek as eerste geestelike oes van my tuintjie geskilder het, ietwat oordink het, dan is dit moontlik dat die een wat nou gaan volg u eenvoudig en duidelik sal oortuig. Let dus goed op en luister en kyk. Die mense van hierdie aarde is, geestelik gesien, net soos die grond van my tuintjie. Dis nou elke mens se siel is soos grond van 'n tuintjie. En die woord van Elohim, wat eerste deur die aardsvaders, beginnende by Adam en later deur die patriarge en deur die profete wat deur Elohim self geroep is, vanuit die hemele na die mense gekom het, soos die edele en goeie saadkorrels wat ek in die grond van my tuintjie druk. Soos wat geen saadkorrel egter dadelik, as hy in die grond gelê word, al 'n nuwe, veelvoudige, rype vrug word nie, so is dit ook met die woord van Elohim. As die woord deur die hoor daarvan in die hart van die mens kom, moet dit deur dade, wat hulle as die lewegewende voedingskrag van die aardbodem, en wat, soos wat in Elohim se woord staan, gerig moet wees op ons broers en susters, moet dit lewend word. En daardeur moet dit ook op die regte manier begin ontkiem, en 'n seënryke en daardeur rype vrug word, vir die egte en volgroeide vrug van die geestelike lewe in Elohim. Mense soos profete en priesters is voorbestem om die woord eerste op te neem, om dit, sodra dit in hulle tot rypheid gekom het, weer algeheel suiwer vir alle tye van tye verder uit te saai op die groot menseakker van hierdie aarde. Maar hulle, wat dit slegs maar as 'n middel gebruik om self daarvan vet te word, lyk soos die aarde wat die edele saadkorrel laat verrot, om maar daarmee vet te mes. In hierdie omstandighede is dit dan nie te verwonder dat daar op die akker van sulke sigbaar valse profete en valse priesters vir die groot akker van die leuke mense uiteindelik niks anders as slegte onkruid, dorings en distels ontkiem en tot kwade wasdom kom nie. Twee tipes priesters, profete wat hier beskryf word. Die een
ontvang die woord uit die Bybel, want ons het nog altyd die woorde beginnende by Adam, die patriarge, die profete, en dan ook, sy nou nog nie dit gehad nie, want die Nuwe Testament sou nog geskryf word. Ons het dit alles, maar wat maak ons met daai woord wanneer ons dit hoor en lees? Ontkiem daai woord tot lewende dade van liefde vir ons broers en susters. Dit is te vergelyk met 'n, mos sê maar, 'n boontjie pit wat jy in die grond druk en hy begin 'n boontjie bos maak. En nou begin die blommetjies, dan begin die vrugte en almal eet lekker van daai plant af. En jy kan oor en oor kan jy pluk. Dit is 'n mens wat hoor en doen. Maar die ander persoon is soos die saad wat in die grond gedruk is, niks het opgekom nie. Daai saad word nou gebruik as kompos vir die onkruid. En wat groei nou uit hierdie mense saadbodem? Al hierdie eienskappe wat Joshua nou gesê het. Slegtigheid. Ag, ek kan hulle nie alles onthou nie. Hy het dit hier gesê. Arrogansie, heersigtigheid, gewetenloosheid. En al die goed. Dit is die eienskappe wat uit hierdie saad wat nie opgekom het nie, nou uit hierdie mense opkom. En dit noem ons onkruid. Al hierdie eienskappe van die gees wat uit die siel ontstaan, is vanuit die bose. Dit kom uit die Satans gees uit. En dit is te vergelyk met onkruid. En almal wat in hulle tuin gewerk het al gesien hoe welig onkruid groei. Hy groei baie vinniger as die goeie plantjie. En hy hou net aan vermeerder en vermeerder. En dit is ook so met die bose eienskappe, wat dan nou veral opgemerk kan word in die geestelike plekke waar mense heen gaan om te aanbid. En ek sê dit weer, waar is die mense wat in gemeentes en kerke sit, se werklike naaste liefde werke? Daar is kerke selfs hier naby ons, wat ouer te huise het, en armes versorg. Maar ek noem daarby ook teen 'n geweldige tarief, maar hulle doen dan iets om hulle mense te versorg. Maar ek het al so baie gegaan uit by die gemeentes, as ek nou verbyry, of ek stop daar, of ek besoek hulle, dan tel ek die karre. En dan sê ek, goed, hier is omtrent 30-40 miljoen se voertuie wat hier staan. Hier het 'n ander goed gunstige ou 'n groot mandjie geplaas, en vir die mense gevra, hulle moet net elke oggend, wanneer hulle kerk toe kom, moet hulle net 'n blikkie saambring. Net een blikkie, een bysie tandepaste, een wat ook al. Wat kos dit? Minder as sê maar met R20. Dan haal ons uit 'n ding wat daar staan vir amper 2 maande. Maak ek 2 checkersakke vol, plastiek sakke. En dit sê vir my dat die prediking is onkruid. Want as die prediking reg was, sou die prediker die mense gekry het en gesê het hoe belangrik dit is om die naaste liefde werke te doen. Al is jy nie direk daarmee betrokke nie, want jy werk die hele week. Bring dan net iets vir hulle. En dit is nie iets diers nie. Daar's nie gevra om komberse te bring en allerhande ander dieritems nie. Maar hierdie spesifieke voorbeeld wat ek nou gebruik, kan ek daarom nou ook sê, na, Jesus, 10 jaar het verby gegaan, 7-8 jaar, dat daai selfe gemeente het nou begin, in hierdie week, om met vragte goed hier by ons aan te kom, wat die mense self maak. So hulle het die lig gesien, maar intussen, van daai tyd tot nou, het hulle die boek van herinnering gekry, en hulle het ook begin raak aan die nuwe openbaring, aan hierdie Johannes Evangelie. So dis vir my 'n bewys, dat hierdie woorde wat ons hoor, en wat ons in dade omsit, werk met mense wat voorheen geen erg gehad het aan naaste liefde werke nie. En prys Vader, dat hy nog altyd met hulle die geduld gehad het. Ons is so maklik om hulle te veroordeel. Maar ons kan kyk, en ons kan sien waar onkruid is, en dan moet ons die mense lei, om te begin vrug dra, as hulle herders of priesters dit nie kan doen nie. Waar het ons nou opgehou? Vers 6. Maar al gebeur dit ook al, dan is dit in sy algemeenheid
maar ook in die spesiale gevalle, tog nie teen die goddelike orde en teen die goddelike wysheid nie. Want kyk, as die edele vrug ryp word, word dit alles strooi, en alle vrugte word versamel en in die skure ingebring. Maar die onkruid bly agter op die veld en bemes sonder 'n wil die aarde, sodat sy daardeur vir die volgende saaiery krag verkry en verlang om weldra 'n nuwe edelsaad in haar op te neem en tot lewe te bring. Nou wat ons doen nou eintlik farming God's way is die Engelse term daarvoor. En dit is as ons die onkruid uittrek, gooi ons dit nie in hope en brand dit nie. Ons pak dit tussen die vrugte, die plantjies wat nou alreeds groterig is. En nou word daai ding vrot en hy beskerm die grond teen uitdroging. En sodra hy vrot word, kom daar goggaatjies daar binne en allerhande woelinge vind plaas, die aardwurms kom op uit die grond en begin vreet. En so word daai onkruid deel van die grond vir die volgende oes. Ook so wanneer ons die vrugte afgepluk het, dan het ons 'n kapper wat daai goed weer inkap in die grond en die strooi, wat ons nou sê, die afval van die plant. En dit is hoe dit ook in die gees moet wees. Maar jy sê, so is dit in werklikheid ook met ons mense, vers 7. Sou ons reeds van die begin af aan versadig gewees het, deur die suiwere waarheid, soos wat dit kom uit die mond van Elohim, dan sou ons baie weinig belangstelling gehad het vir 'n toekomstige nuwe waarheid. Elohim die meester sien dit egter vooruit, en laat daarom toe dat die afgestompte mensdom 'n tyd lank met varkos gevoer word, en dat hulle grond deur die onkruid 'n hoë voedingswaarde verkry. Dan eers smaak die mensdom, wat in hulle nag smag na die lig, die reine en edele vrug van die suiwere woord van Elohim. En in daardie geluksalige situasie lewe ons nou, want Yeshua is nou by hulle om dit persoonlik vir hulle te bring. En ons lewe ook nou in daai situasie, want ons het hierdie woord voor ons, wat deur Yeshua gedikteer is aan ons vir die laaste tyd. Hy het hierdie goed teruggehou tot omtrent 180 jaar gelede. Hoekom? Want dit is nou nodig. Dit was nie oor die afgelope 2000 jaar so nodig, dat die mens al hierdie geestelike brood moes eet nie. Want Satan gaan nou aan die einde van die tyd baie kragtig, gaan hy die mense probeer verlei. En moenie dink dat jy nie verlei kan word nie. Sy verleiding is ontsettend groot. So wat nou eintlik hier gebeur is, wanneer jy by hierdie kerkmense kom, wat nou hierdie afgewaterde leer het, hulle is eintlik al dik vir die leer, want daar is niks niets nie. Dan kom hulle en hulle kry hierdie kos, hulle eet van hierdie kos, hierdie vrug. Dan onmiddellik word hulle dan ook vrugdraande boompies. Die vrug wat hulle geëet het, word dan dadelik 'n saad in hulle aarde, en dit kom op, en dit kan die volgende ou van vrug voorsien. 'n Vriend het my hierdie week gesê, hy is nou maar omtrent minder as 'n weekie by ons. Wat 'n wonderlike leer is dit wat ek vir hulle voordra in die oggend. Die kerk, daar was niks meer nie. Mense lees maar net oor en vertel dieselfde verhaal oor en oor. Omdat hulle nie die dieper betekenis van die skrif ken nie. Jy kan net die Bybel hê en jy kan al dieper in hom gaan en elke keer 'n ander lesing voorberei. Maar hulle het dit nie. Hulle wortels is vlak. En dan kom onkruid op, en dan kry jy goed soos in Amerika hierdie voorspoed teologie, of jy kry die goed wat Benny Hinn na hierdie land toe gebring het, die lag in die gees. Ek noem hulle name, want dit is presies wat hulle is nie skaam daaroor nie. En daai lag in die gees is 'n sataniese gees. En al die ander goed wat ingewaai het van Amerika en van Engeland en oral, soos die brabbel in tale, die val in die gees, jy lê, die ou kom met sy hand so en dan val hy om. Dis 'n demoon wat daai werk doen. Daar is 'n krag, ons kan hom nie sien nie. Daar is selfs kragte wat Yeshua self sê in die nuwe Openbaring, wat genesing bewerk. Hy sal groot wonders doen, staan in Openbaring, die dier.
sodat hy almal sal verlei op hierdie aarde. Daar staan, almal sal agter hom aangaan. Buiten die klein oorblyfsel, wat by Yeshua is. Nie hulle wat by die wet is nie, nie hulle wat by die kerk is nie. Jy kan nie daar skuil nie, jy skuil by Yeshua. En hierdie is Yeshua. Al praat hy nie in hierdie 2 bladsye nie, sit hy by, en enige verkeerde sou hy gestop het, of ons daarop gewys het. Baie dankie. Dankie.